Skriflesing Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 33 tot 49. Voordat ons saam luister na hierdie woord van die Here, verenig ons eers saam in gebed. Almagtige, ewige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons buig voor U met vrees en bewering. Want hoe anders kan ons voor U verskyn, wanneer ons onder die indruk kom van U almag, U grootheid, U majesteit, heerlikheid, maar boal U heiligheid. U is absoluut heilig. Ons kan nie anders as om soos Johannes daar op die eiland Patmos, wanneer hy die openbaring ontvang en hy die stem agter hom hoor en hy omdraai en die heerlikheid en die heiligheid sien van Jesus Christus, dan val hy soos 'n dooie neer. Wanneer rondom die troon die heiligheid besing word van die een wat op die troon sit en dit deur die hemel weer klink, heilig, heilig, heilig is die Here God, dan val die kerk 24 ouderlinge op hulle aangesigte neer en werp hulle krone voor U neer. Sidderend om daaraan te dink dat U wat absoluut heilig is, enige iets wat onheilig is, verafskuw. Dan kom ons in groot vrees en bewering voor U staan, wanneer ons tot die besef ook kom dat ons onheilig is, gebroken, stikkend, as gevolg van die sonde. As ons die goeie wil, is die kwaad aanwesig. Die goeie wat ons wil, dit doen ons nie, maar die sleg en die kwaad wat ons nie wil nie, dit doen ons. En ons besef dat ons voor 'n heilige God staan, doemwaardig. Dankie dat ons ook weet dat U Seun Jesus Christus, ons Here, ons onheiligheid op Hom geneem, U toorn, U straf daarop in ons plek gedra het en die ewige lewe vir ons werklikheid gemaak het. Ons kom na U in afhanklikheid en in ootmoed en bid dat U in die besonder ook vanoggend deur U woord en Gees tot elkeen van ons sal spreek, dat ons U woord sal hoor, dat ons sal bewe
voor u woord. Spreek, Here, ons wil luister. Dit bid ons in die naam van ons Heiland, Middelaar en Verlosser, die Here, Jesus Christus alleen. Amen. Lukas 23 vanaf vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruis, en die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe, in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend, salig is ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, hierdie woord in die hart bewaar, en strewe om elke dag ook volgens hierdie woord te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons in die afgelope 7 weke nou by die 7 kruiswoorde van die Here Jesus stilgestaan, en vandag dan die laaste van daardie 7. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Die baie bekende skrywer Max Lucado het soos volg geskryf. Hy sê, as hierdie gebeure 'n oorlog was, dan sou die woorde die nasleep gewees het. As dit 'n simfonie was, sou die woorde die sekonde tussen die laaste noot en die eerste applous gewees het. As dit 'n reis was, sou die woorde die weersien van jou huis gewees het.
as dit 'n storm was, sou die woorde die son wees wat sy kop deur die wolke steek. Maar dit was nie. Dit was 'n Messias. En dit was 'n sug van vreugde. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Jesus Christus, die eniggebore, ewige seun van God, sterf aan die kruis. Hy het reeds 6 keer gepraat. Hy het gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het vertroos, vrou, daar is U seun. En vir die disipel, daar is jou moeder. Hy het gehelp. Die moordenaar aan die kruis, vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy was alleen, van God verlate, my God, waarom het U my verlaat? Die angskreet wat oopskeur, die helse smart. Hy het dors geword. Alles volbring. En nou sterf hy. Die mens, Jesus, sterf. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En hy het die laaste asem uitgeblaas. Jy sien, op die heel eerste Kersdag is hy in Bethlehem gebore. En die Christendom en gelowiges word oor die eeue heen opgeroep om elke Kersdag op elke Christusfees langs die krib te staan en daar herinner te word aan die liefde van God vir 'n verlore gaande wêreld. Wanneer ons telkens op Goeie Vrydag onsself wend na Golgotha om daar 'n blik te werp op die kruis, dan word ons herinner aan die liefde van die Seun, Jesus Christus, wat die lydensweg einduit stap. En daarom is Golgotha van groot belang en betekenis vir gelowiges. Want vanaf Golgotha vloei die stroom van lewe en vryheid en liefde na God se kinders in hierdie sondebedekte wêreld waarin ons leef. Golgotha is die plek waar die saligmaker en die sondaar mekaar ontmoet, want dis die plek waar Jesus Christus ons sonde op hom geneem het. Die straf daarop ten volle betaal het. Die toorn van God op die sonde was op hom, en hy het die prys ten volle betaal. En deur sy kruisdood het hy die weg na die troon van God vir ons, God se kinders, oopgemaak en toeganklik gemaak. En daarom spreek Golgotha van baie dinge. Golgotha getuig van pyn. Pyn is deel van God se straf vir die sonde. En daar waar die Here Jesus as plaasvervanger en middelaar tussen God en mens die toorn van God moes verduur, kon hy die straf van pyn nie vryspring. As waaragtige mens, dit weet ons dat die Here Jesus was mens soos ons mens was of is, natuurlik uitgesonder die sonde. En as waaragtige mens was die Here Jesus net so gevoelig vir pyn soos enige een van ons. En daardie pyn was geweldig. Ons het al voorheen daarna verwys, maar kom ons dink net vir 'n oomblik weer daaraan. Die liggaamlike pyn van die Here Jesus, 39 houe met 'n kat
wat beteken het sy liggaam is letterlik uitmekaar geskeur. En elkeen van daardie 9 houe het letterlik stukkies vel en vlees in die liggaam geruk. 'n doringkroon op die kop en spykers deur sy hande en voete wat hom aan daardie kruis vasnaal. Niemand kon of mag hulp verleen of die pyn probeer versag. Hy het alleen gelei. Hy moes die lydensbeker alleen ledig tot die heel laaste druppel toe. En daar was en is en sal ook nooit enigiemand wees wat soos die Here Jesus aan die kruis gelei het. Ja, daar was al duisende, miljoene martelare oor die eeue heen wat wreed gesterf het. En moontlik wreder gesterf het. 'n wreder marteldood moes ondergaan as dit wat die Here Jesus ondergaan het. Maar die lyding op Golgotha was nie die ergste wat die wêreld, of is die ergste wat die wêreld ooit geken het. Die rede is, die Here Jesus se lyding was nie net die verduur van fisiese pyn nie. Die lyding, die pyn het veel dieper gesny as wat daardie spykers ooit kon doen. As wat daardie geesloue ooit kon aanrig. Daar was 'n sielepyn baie dieper, baie meer gefilter het, want die straf van God op die sonde, sy toorn daarop, het swaarder en seerder op die Here Jesus gedruk, as wat die doringkroon ooit kon doen. En die Here Jesus moes die angs van die dood, die ewige dood, die angs van die hel, die totale Godverlatenheid, die toorn van God op die sonde moes hy dra. Dit het hy gedoen, sonder om vir 'n oomblik terug te dink. Die pyn op Golgotha was verskriklik, en die gelyke daarvan was en is en sal nooit deur enigiemand anders gevoel of gedra kan word. Golgotha getuig ook van innige meegevoel, want die pyn wat die Here Jesus daar op Golgotha moes verduur, was ontsettend, maar in daardie uur van die bitterste lyding, dink die Here Jesus nie aan homself nie, maar hy dink aan die gepepel, en die soldate, en die owerpriesters, en die skrifgeleerdes. En dis nie vreemd nie, want dis so eie aan dit wat Jesus gedoen het, kenmerkend van sy wese. Hy het altyd aan ander gedink, altyd ander vooropgestel, hy het gewys wat dit beteken om te dien, eerder as om gedien te word. Nou ons as mense daarenteen, wanneer die doodsangs en pyn ons folter, dink dan baie maklik en gewoonlik aan onsself. Baie mense smeek en bid dan om sonde vergifnis. Maar die Here Jesus het ook gebid, maar sy gebed was nie vergeef my nie, want dit sou onnodig wees. Daar was niks in Jesus wat vergeef moes word nie. Hy is tog volmaak, absoluut heilig, volmaak, volkome God. Geen sonde was in hom nie. Maar hy kon na sy mensheid homself bejammer het. Hy kon sy lot by sy Vader beklaag het. Hy kon gesmeek en gepleit en gesê het, ek is nie onskuldig nie. Maar ook dit doen hy nie. Hy het vir ander gelewe, hy was op die punt om vir ander te sterf, en daarom bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
Golgotha spreek ook van getuienis. En watter getuienis lewer Golgotha? Daar was 'n opskrif bo die kruis in Grieks, Latyns en Hebreëse letters. En die opskrif het gelees in al drie, Grieks, Latyn en Hebreëus: hy is die koning van die Jode. En daardie opskrif dra 'n geweldige, kragtige getuienis, want elke verbyganger wat daar verbygeloop het, kon dit lees en verstaan. Dis in Grieks opgestel, die taal van die toegeleerde wêreld. In Latyn, die taal van die Romeinse oorheerser. In Hebreëus, die taal van die Jode. En Pilatus het wel uit minagting en haat teenoor die Jode daardie opskrif laat aanbring. Maar in werklikheid word Pilatus hier deur God as instrument gebruik. Want sy optrede hierin laat Golgotha die plek van getuienis word. Sal onthou, die skrifgeleerdes en die fariseërs het vir Pilatus gesê, moenie skryf, hy is die koning van die Jode nie, maar skryf dat hy gesê het, hy is die koning van die Jode. En dit sou die getuienis heeltemal verander het. Pilatus sê, wat ek geskryf het, ek geskryf. Dit bedoel as haat en minagting, maar dit word 'n kragtige, geweldige getuienis. Want daardie opskrif vertel vir 'n bygaande menigte dat hy wat daar hang geen misdadiger is nie, maar wel die koning, die Messias, die seun van die allerhoogste, almagtige, heilige God. Daardie getuienis het bly staan teen die wens van die Jode. 'n Opskrif wat getuig van Christus se seunskap, sy koningskap en die feit dat hy en hy alleen die Messias is. Daardie getuienis is bevestig en aangevul die oomblik toe die Here Jesus sterf deur 'n Romeinse soldaat, die hoofman oor 100 wat sê, waarlik, hierdie man was regverdig. In een van die ander evangelies staan dit, waarlik, hy was die seun van God. Getrou aan die opskrif bo die kruis, die koning. En daarom is ons geroep om te getuig. Ons mag nie stil bly nie. Met woord en daad moet ons getuienis uitleef en uitdra die wêreld in. Die opdrag wat ons kry by die hemelvaart van die Here Jesus, waar ons lees, waar staan, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In die hele Jerusalem en Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En hoor die woorde, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Nie kan dit wees, of as julle dalk wil, of moontlik miskien, julle sal my getuies wees. Golgotha getuig van verlossing. En eintlik klink dit baie vreemd om dit die plek van verlossing te noem, want dis juist daar waar die Here Jesus gekruisig is, dis waar hy gedood het, en tog getuig Golgotha van verlossing en redding. Daardie boetvaardige kruiseling is getuie daarvan. En watter vertroosting en sielerus het die woord van die Here Jesus nie aan hom gebring nie, toe hy hoor, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit het sy verlossing, sy redding, werklikheid gemaak. Daardie woorde van die Here Jesus aan die rower bewys sy bereidwilligheid om die grootste sondaar ook te vergewe, indien hy hom maar net met ware berou aan Jesus se voete neerwerp. En dis baie belangrik. Dit gaan nie net om te sê, ekskuus of ek is jammer, vergewe my nie. Maar om in berou laag voor die Here te buig
en te bekeer en te bely. Daardie redding van Golgotha is vry. Dit is verniet. Dit kos ons niks. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. 'n Verlossing wat onmiddellik is. Die Here Jesus sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nie miskien eendag iewers in die toekoms nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daardie verlossing is ook volkome. Handelinge 4 vers 12 wat lees, die verlossing is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Enkel en alleen die naam van die Here, Jesus Christus. Wat vir die moordenaar aan die kruis gegeld het, geld ook vir ons. Wie in berou tot God nader, word die verlossing in Christus Jesus deelagtig en hy ontvang die ewige lewe, die hiernamaals, die paradys word vir jou werklikheid. Golgotha getuig van dood. Die doodsberig van die Seun van God word in groot eenvoud deur Lukas aangeteken as hy meld. Lukas 23 vers 46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Jesus Christus, die Seun van God, sterf aan die kruis. En watter groot teleurstelling moes hierdie aankondiging van die Here Jesus se dood nie vir sy disippels en al die ander volgelinge gewees het nie. Want ons moet onthou dat hulle grootste verwagting wat hulle van hom gekoester het, veral as leier, daardie een op wie hulle die hoop gevestig het, dat hy die veroverde koninkryk van Israel weer gaan laat verrys, dat hy hulle gaan verlos uit die oorheersing van die Romeinse ryk, is versteur. Alles is vir hulle nou verlore en Golgotha het dit op 'n wrede wyse beëindig. Hierdie leier wat hulle gehoop het die oorwinning gaan behaal. Maar die oorwinning vir hulle as mens, 'n wêreldse oorwinning. Hy sterf. En alle drome en alle ideale vergaan. Die dierbares van die Here Jesus is wreed ontnigter. Hulle Here en Meester is dood. Hulle kan nie verstaan nie, maar hy het net die weg van gehoorsaamheid opgegaan, was gehoorsaam tot die dood van die kruis. En daardie weg van gehoorsaamheid het oor Golgotha geloop. Hierdie laaste kruiswoord is alles wat wat die Here Jesus Christus kom doen het volbring. Met hierdie laaste kruiswoord, Vader, in die hande gee ek my gees oor, het die moederbelofte van Genesis 3 vers 15 werklikheid geword. Net na die sondeval word die belofte gegee, daar sal een kom wat die slang se kop sal vermors. En die slang se kop is vermors op Golgotha. Jesus Christus sterf. En ons, die kinders van God, ontvang die ewige lewe. Verlossing het werklikheid geword. Die straf op die sonde is gedra. Die werk wat hy as verlosser en middelaar kom doen het, is afgehandel, voltooi, klaar. Golgotha
verkondig nie net die dood van die Here Jesus nie, maar wel dat daar lewe vir die sondaar is na die dood. En daarin is die oorwinning. Die Here Jesus het self gesê, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. En die bewys hiervan, en die bevestiging daarvan, vind ons in sy opstaan. Die feit dat die Here Jesus Christus opstaan in die dood, en die oorwinning behaal. Die bewys dat hy is wie hy sê hy is. Dat hy heel eerste nie ons verlosser is nie ons redder is nie ons middelaar is nie, maar dat hy die Here is, en daarom, omdat hy ons Here is hy ons verlosser, ons redder, ons middelaar. Hy is wie hy sê hy is, die oorwinnaar. Daarom mag ons gebed in die sterwensuur ook wees. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Wat 'n wonderlike, kragtige getuienis is dit. Wonderlik dat ons nou reeds kan glo en weet. Wanneer ons ook by daardie punt van ons lewe kom, ons sal kan sê, Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Hy sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe wins. Vader, in U hand gee ek my gees oor. Amen. Kom ons bid saam. Ewige, almagtige, drie-enige God, Hemelse Vader. Here, wanneer die werklikheid en die realiteit van dit wat ons so pas uit die woord gehoor het, tot ons deurdring, dan besef ons dat ons eintlik nie woorde het. Nie woorde het om die grootheid hiervan te beskryf. Nie woorde het om ons dankbaarheid vir dit wat die Here Jesus Christus in ons plek vir ons kom doen het, te gee nie. Ons het nie woorde nie. Woorde ontbreek. Maar ons kom na U in vrees en bewing. Ons buig laag voor die troon, diep afhanklik en in ootmoed. Ons kan net sê, dankie. Dankie vir U genade en U liefde. En dit wat U in Christus Jesus ons Here vir ons gedoen het en steeds doen. Dankie dat ons voor 'n heilige God kan staan. Kan bewe. Maar kan weet dat U ons vashou. Dat U ons red. Dat U ons verlos in die mag van sonde en dood. Ons red uit die angs van die hel en vir ons die ewige lewe gee. Ons pleit dat U met elkeen van ons sal wees in alles. U ken elkeen van ons, U ken ons harte, U ken ons lewe.
Ons wil net bid en smeek en vra dat U die uitkoms sal gee soos waar en hoe nodig. Daarmee saam ook sal genees, sal vertroos, sal versterk, sal bemoedig, sal opbou, sal vashou. Dat U in alles, oral en altyd, in woord en daad, in handel en wandel, verheerlik sal word. Ons bid dit in die naam van ons Here, Jesus Christus.